Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Psalm 109 stel Dawid 'n baie mooi voorbeeld. In vers 3 praat hy oor hoe sy vyande hom haat, valslik beskuldig en sonder rede beveg. Maar sy reaksie hierop is baie inspirerend. Hy sê in vers 4, terwyl ek tog geduldig bid. Die New King James Version sê, but I give myself to prayer. Soos Dawid, was jy dalk op ondenkbare maniere seer gemaak in jou lewe. Ons het nie beheer hoekom mense doen wat hulle doen en sê wat hulle sê nie. Maar wat jy wel beheer oor het, is jouself. Jy kan nie altyd vermy wat na jou kant toe kom nie. Maar om aanstoot te neem, is opsioneel. Om aanstoot te neem, is 'n keuse wat jy nie hoef te maak nie. Baie Christene se standaard reaksie op seer kry, is om onsself aan woede oor te gee, in plaas daarvan om onsself en hulle gebrokenheid aan God oor te gee. Die verskil is, wanneer jy jouself aan gebed oorgee, verander God jou uitkyk en jou houding. Dan is jy in staat om jou vrede te bou, want in sy teenwoordigheid kry 'n mens vrede. Gebed is waarin jy moet gaan, om te deel met dit wat die lewe jou aangedoen het. Wanneer die lewe 'n tragedie na jou kant toe gooi, of iets verskrikliks met jou gebeur, is die enigste manier om te keer dat dit in jou hart inkom, om op jou knie te gaan. Hoe meer jy daaroor bid, hoe minder is die kans dat wraak, haat of bitterheid in jou lewe kom. Besluit om soos Dawid, jouself oor te gee aan gebed, totdat God iets wat regtig lelik is neem, en dit in iets moois verander. Hy kan dit neem wat vir jou as kwaad bedoel was, en dit ten goeie verander. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Die Bybel sê vir ons om altyd bly te wees en sonder ophou te bid. Wat kan Satan aan iemand met daardie mentaliteit doen? Here, help my om wanneer ek oorweldig en moeg is, myself oor te gee aan gebed. Dankie dat U altyd daar is om my te ondersteun. In Jesus naam bid ek dit.